Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn preek vir hierdie week. Dit is lekker dat jy ingeskakel is op so 'n manier en ook deel is van ons geloofsfamilie aanlyn. Nou, vandag wil ek met jou graag 'n kort gedagte deel. En dit is oor die woord onbeskaamd. Ons het altyd in die Afrikaanse kerke die woord onbeskaamd geken, want dis gelykstaande aan 'n orkes. Ek weet nie of jy onbeskaamd kan onthou nie, maar dit was baie nice geweest in die vroeë 2000 jare. Maar die woord onbeskaamd wil ek graag vandag connecteer met 'n dag in ons kerkkalender. Vroeër hierdie maand het ons 'n dag in ons kerkkalender gevier wat 40 dae na Jesus se opstanding gevier was en ook 10 dae na sy hemelvaart. En hierdie dag is Pinkster. Nou Pinkster, vir die van julle wat nie weet nie, Pinkster is die dag waarop Jesus beloof het dat die Heilige Gees sou kom, en Pinkster is die dag dat die Heilige Gees toe neergedaal het op die mense. So dit was gesien as 'n geskenk van Jesus af. Jesus, voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy vir hulle gesê, ek los julle nie alleen nie, maar ek stuur vir julle iets, 'n geskenk. Nou sien, ek dink ons dink dikwels aan die Heilige Gees as 'n geskenk, maar net as 'n geskenk vir ons. As iets wat ons net goed laat voel, as iets wat ons net help en troos. Maar wat Pinkster vir ons leer, is dat die Heilige Gees meer is as net 'n geskenk. Hy is meer as net iets wat ons beter kan laat voel as ons sleg voel, of ons help in 'n moeilike situasie. Die Heilige Gees is iets wat in ons lewe ingestuur is vir bemagtiging. Dis iets wat ons krag gee wanneer ons swak is. Maar iets wat ons krag gee vir iets meer groter as wat ek en jy is. Ek wil graag hê ons moet vandag stil staan by 3 eienskappe van die Heilige Gees. En laat ons kyk na die Engelse Bybel, want die Engelse Bybel verduidelik die Heilige Gees vir my bietjie beter as die Afrikaanse Bybel. Die eerste deel is dat die Heilige Gees ons help en ons troos. Ons lees in Johannes 14 vers 26 in die New King James Version die volgende: But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance all things that I said to you. Die Heilige Gees is ons helper. Hy is gestuur om ons te help in ons lewens. Laat ons nie voel ons is eensaam nie, maar laat ons voel daar is iemand wat met ons stap. Iemand wat hierdie lewenspad saam met ons wandel, selfs al raak dit te moeilik. Iemand wat ons help uit ons storms. Iemand wat ons help en ons optel as ons swak is. Dit is die Heilige Gees. Maar as ons hierdie vers in die Amplified Bible lees, dan lees ons dit so mooi. Dit sê, but the Helper, in hakkies, Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and he will help you remember everything that I have told you. Ons het in die Afrikaanse Bybel, het ons hierdie woord wat ons gebruik om die Heilige Gees te beskryf. Hierdie woord is raadsman, counselor, iemand wat ons help, wat ons raad op is in die lewe. Maar wat ek hou van wat die Amplified Bible sê, is comforter. Hy is ons trooster. Hy is die een wat, wanneer ons in 'n diep put is, ons troos en ons beter laat voel. Hy is die een wat, wanneer ons hartseer is, omdat die lewe ons te hard geslaan het, ons troos en ons beter laat voel. Hy is die een wat, as ons iemand in ons familie afstaan aan die dood, ons troos en ons help om te sien dat daar 'n nuwe dag gaan aanbreek. Maar die Heilige Gees help en troos ons nie net nie. Die Heilige Gees is vir ons gestuur om ons te bemagtig. Handelinge 1 vers 8. Jesus sê, net voordat hy opvaar hemel toe, hy sê die volgende: maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Daai woord krag. Die Heilige Gees het gekom om ons krag te gee. Nie net krag om optimisties te wees oor die toekoms nie, om te hoop dat daar 'n toekoms is nie, maar 'n krag vir iets groter. Iets groter as wat net ek, of 'n pastoor, of jy kan doen. En dit is iets wat ons noem evangelisasie. So die primêre doel van die Heilige Gees is om ons te bemagtig. Hy is nie gestuur sodat ek en jy beter kan voel oor onsself nie. Hy is nie gestuur sodat ons kan goed voel nie.
Hy is gestuur om ons te bemagtig. In ons gemeente, as ons praat van met nuwe lidmate, dan praat ons van 3 kernwaarhede in ons gemeente, naamlik evangelisasie, disippelskap en rentmeesterskap. Nou die Heilige Gees is gestuur om ons te bemagtig, juis vir daai eerste van hierdie kernwaarhede. Maar hoekom kort ons die krag van die Heilige Gees? Hoekom is dit gestuur as krag vir ons? Corrie ten Boom maak die volgende stelling, en sy sê, trying to do the Lord's work in your own strength is the most confusing, exhausting, and tedious of all work. But when we are filled with the Holy Spirit, then the ministry of Jesus just flows out of you. Die werk van die Here. Wat is die werk van die Here? Die werk van die Here is dat ek en jy sy boodskap sal verkondig in ons wêreld. Sy werk, sonder die Heilige Gees, sal sy werk die mees uitputtendste werk gewees het. Maar soos wat Corrie ten Boom sê, te dank aan die Heilige Gees, vloei die bediening van Jesus net uit ons uit. Dis natuurlik, ons kan dit nie keer nie. Ander mense sien dit raak. Ons maak 'n verskil in ander mense se lewens, of ons dit nou weet of nie. Maar die werk van God is naamlik evangelisasie. Nou, wat is evangelisasie? Die Here sê, ons gebruik die Griekse woord, veral evangelion, wat beteken goeie nuus. Nou, wat is die goeie nuus? Johannes 3, vers 16 tot 18 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het. Die goeie nuus is, God het die wêreld lief. So lief, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat hy aan 'n kruis kan sterf vir my en jou sondes. Dit is die goeie nuus. En die goeie nuus gaan verder. Die goeie nuus is, ons is verlos deur hom. Ons hoef nie skuldig te voel oor ons sondes nie, want Jesus het gesterf aan 'n kruis vir dit. So, wat is evangelisasie dan nou nie? Een ding wat ek vir jou wil sê vandag, is evangelisasie is nie net die werk van die pastoor of die evangelis nie. Evangelisasie is nie net die werk van die kerk om uitreike te doen nie. Evangelisasie is nie net die werk van die kerk om 'n persoonlike preek te gee nie. Dis nie net my werk as 'n pastoor of 'n evangelis se werk om te evangeliseer nie. Evangelisasie is die verantwoordelikheid van elke Jesusvolgeling. Elke persoon wat sê hulle is 'n kind van God, het daai verantwoordelikheid. So ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees het nie net gekom om ons beter te laat voel nie. Daar is 'n verantwoordelikheid. God het 'n verwagting op ons, dat ons sal evangeliseer. Matteus 28, vers 19 tot 20 sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus staan en praat met sy disippels. Hy praat met alledaagse mense. En hy sê vir hulle, dis julle verantwoordelikheid om die goeie nuus te deel. Ons kan nie net verwag dat die kerk die goeie nuus moet deel nie. Ons as Jesusvolgelinge moet die goeie nuus deel aan almal in ons lewens. Ek hou van die storie van Levi. Meeste van ons ken hom as Matteus, maar in Lukas skryf hy spesifiek oor Levi. En Levi is gekies deur Jesus om hom te volg. Hy was 'n tollenaar gewees, maar in steede daarvan om net alles te los en Jesus te volg, nooi Levi vir Jesus in sy huis. Maar nie net dit nie, hy nooi ook die res van sy vriende. Hy nooi sy vriende, sy familie, hy nooi sy wêreld om te ervaar wat hy ervaar het. Om Jesus te ontmoet, want hy was onbeskaamd. Hy was onbeskaamd van hierdie evangelie. Hy het met trots die naam van Jesus gedra.
So dit is ons uitnodiging. Die Heilige Gees is gestuur om ons te troos en ons te help. Maar die grootste rede is om ons te bemagtig, sodat ons wêreld kan bemagtig met die evangelie. Sodat ons die mense in ons lewens, ons vriende, ons kollegas, die mense met wie ons elke dag werk, en so baie tyd spandeer, sodat ons hulle kan beïnvloed vir God. Sodat ons hulle kan bemagtig met die goeie nuus, sodat hulle ook kan hê wat ons het. Maar ook vir ons families. Baie van ons sit dalk hier vandag, en ons het mense in ons familie wat verlore is. Mense wat nie Jesus ken nie, of hulle rug weggedraai het vir hom. Die uitnodiging van die Heilige Gees is dat ons selfs met hulle 'n pad sal stap. Ons wil tog nie hê iemand in ons familie moet verlore gaan nie, so dit is ons verantwoordelikheid om uit te reik na hulle toe. Ons verantwoordelikheid om vir hulle die waarheid te leer, sodat hulle nie kan sê eendag hulle het nie geweet nie. In ons gemeente, soos ek gesê het, is evangelisasie 'n kernwaarheid. Iets waarop ons filosofie, ons visie baseer. Maar ons het al gesien, en statistiek het al gewys, die beste vorm van evangelisasie is vriendskapsevangelisasie. Matteus nooi sy vriende. Hy doen vriendskapsevangelisasie. Hy sê, ek wil hê julle moet ervaar dit wat ek ervaar. En dit is waarvoor die Heilige Gees gestuur is. Die Heilige Gees is gestuur om ons te bemagtig, sodat ons die krag sal hê om 'n verskil te maak daar waar ons gaan. Om 'n verskil te maak en lewens te verryk in ons wêreld. Elkeen van ons het 'n ander pad wat ons stap. Elkeen van ons is in 'n ander wêreld vasgevang. Maar die Heilige Gees kom. Heilige Gees kom woon in ons harte. Hy gee ons die krag om onbeskaamd te wees. Om te sê, ek is nie skaam vir hierdie Jesus nie. Ek is nie skaam om sy boodskap uit te beeld nie. Want ek weet dat ek krag het. En dit is my verantwoordelikheid. Dit is wat God van my verwag. Ons is baie maklik om goed van God te verwag. Te sê, maar Here Jesus, help my met hierdie, of gee vir my hierdie ding. Ons stel baie keer verwagtinge op God, maar hierdie is God se een verwagting op my en jou. Dit is ons verantwoordelikheid as Jesus volgeling. So ek wil jou aanmoedig in hierdie week, in hierdie jaar, die res van jou lewe, om hierdie skuld op te tel, hierdie verantwoordelikheid op te tel, te sê, dit is myne. Ek sal die mense in my lewe beïnvloed vir Christus. Selfs al wil hulle dit nie hoor nie, plant daai saadjie vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in ons kerkkalender ook Pinkster kon vier, en dankie dat ons kan weet dat U Gees gestuur het, nie sodat ons net goed kan voel oor onsself nie, nie sodat ons net bly kan wees of vertroos kan word nie, maar sodat ons krag kan hê, krag om te evangeliseer. Vader God, help ons om te besef vandag, dat dit elkeen van ons 'n verantwoordelikheid is, om met vriendskapsevangelisasie 'n verskil te maak in die mense in ons wêreld. Dat ons hulle sal beïnvloed. En Vader God, dat ons op die ou dag onbeskaamd sal wees. Dat ons sal opstaan vir U en die goeie nuus sal deel. Amen.